Manne, goeiemôre. Ag, te my guns, stel julle net vandag voor dat ons luisteraars weet wie is die cool manne wat hier langs my sit. Ek is Andy Hensen, ek is 'n senior lecturer by die Universiteit van Pretoria en baie betrokke in die produksiewêreld, veral in intensiewe produksiewêreld. Ja, ek is Jan Meiburg, ook van die fakulteit veeartsenykunde by Onderste Poort en ek is nou 'n bietjie meer aan die ander kant betrokke. Ek was altyd by produksiediergeneeskunde, ek is nou by toksikologie, maar ek werk op die oomblik baie meer in kombinale kuddes en klein boere en nie in die voerkraalbedryf nie, maar meer in die gras beeste van die gras af bemark en dan ook melk in die Oos-Kaap waar hulle van die gras af melk produseer. Jy sê Jacques, hoe beskryf ek myself nou? Ek sommer maar net 'n boer. Nee, ek is Alex van ID-Scan af ook, die tegniese adviseur daarso en die veldagent rondom die applikasie, maar ook in my hoedanigheid wat ek hier sit is as 'n boer self. Ons sê the proof is in the pudding, nee. So ons het in episode 1 het ons begin gesels oor biometriese identiteit, natuurlik wat dit is baie interessant hoe ek wil sê 'n ding wat gebore is uit ek wil sê misdaad om sy pad vind na bemarking toe, jy weet hoe ons loop of ons elkeen se loop is uniek. Natuurlik ek wil sê iris of oë-scan in hierdie geval nou is ons by die diere. Jy weet in terme van 'n dier te identifiseer, maar ook daar's 'n misdaad komponent, maar ook 'n ek wil sê identifisering komponent wat sy voordele inhou. So saam met dit natuurlik, hoekom doen ons dit? Is om te weet wie wat waar is en wie is dit. So daar praat ons van naspeurbaarheid en traceability. So ek wil 'n bietjie dit uitpak. So wat is aan die gebeur? Hoekom is traceability of naspeurbaarheid veral in Suid-Afrikaanse konteks belangrik? En ek wil sê wat is die geleenthede vir ons of die probleme wat heidaglik aan die gebeur is. So die naspeurbaarheid het baie voordele as ons 'n dier so na as moontlik 100% kan naspeur, want daarmee gepaard gaan integriteit. En daai het paar betrekkinge. Een is gesondheid. Ons gaan nou seker 'n bietjie meer oor die gesondheid kan praat, soos met die back and close wat nou aan die gang is. Maar boonbehalwe dit, gesondheid, produksie in ons intensiewe wêrelde om na te speur waar hy vandaan kom, hoe hy voor die tyd behandel is, die dier, het impak op ons gesondheid en op ons produksie binne in die intensiewe wêreld, binne in die voerkraal. So dit gaan uit en uit hier nie so oor misdaad of iemand tereg te wys of verantwoordelik te hou, maar om produksieinformasie te kry en goeie besluite te neem, ekonomiese besluite te neem. So en dan natuurlik aan die einde die bemarking. As ons die produk het, ek dink die verbruiker wil weet of is 'n goeie ding as hy weet wat het gebeur, vertroue in hom te kry en ons is almal in die rooi vleis bedryf, so ons het net een produk en dit is vleis. So hoe meer ons vertroue in die eindverbruiker kan kry, of dit nou uit 'n welsynspunt is, of dit uit 'n produksiepunt is, of dit uit 'n gesondheidspunt is, hoe voedingsryk vleis is ensovoorts, maak nie saak nie. Maar naspeurbaarheid gee ons daai ondersteuning in al daai aspekte. Dit is baie interessant en ek wil nou in terme van van 'n produksie oogpunt, ek wil amper sê before and after. Jy weet, weer eens daai meetbaarheid van ons het dit gedoen en dit was die uitkoms. So ek het nou nie eers daaraan gedink voorheen nie. So ek het nou 'n bietjie gedink oor die naspeurbaarheid en daar's nogal baie B's wat daar so betrokke is. As jy 'n lys maak van die B's, woorde wat met B begin. So ek gaan hulle net noem, want as jy wil boer, moet jy kan B. Jy weet, dan dit is amper die gevoel wat ek het. Jy weet, as jy want Andy het nou alles genoem wat ek aan gedink het, maar ek gaan nou nie die B's noem, dan sal julle agterkom waar kom die B's in. Bestuur op jou plaas. Is dit finansiële bestuur? Is dit risikobestuur? Is dit veiligheid van jou diere as daar mense is wat diere gaps of hulle loop van self weg op 'n Hilux bakkie se bak. Wie gaan rondry? Ja, hulle ry so 'n bietjie rond op die blok. So ons kan hulle een vir een dalk na kyk, maar dis nie belangrik nie. Ek wil eintlik net die B's noem. Bestuur, beheer op die plaas. As jy weet wie is wie en waar is hy, dan het jy beheer oor jou diere. Bemarking, jy weet, dan kan jy bemark, want jy weet dit is my beeste. In 'n kominale gebied in Botswana waar ons werk, is daar ook back and claw. Daar is alweer 'n B,
maar jy kan nie sommer net bemark nie, die diere moet eers deur 'n kwarantyne gaan, so jy wil beheer, jy weet, voor jy kan bemark, want anders te gaan niemand jou glo nie, want jy kan nie uit 'n back and claw bemark of slag, as jy nie beheer het en bewys dat jy beheer het en voor jy kan bemark nie. Behandel, as jy diere behandel, dan moet jy weet, ek het 007 behandel, en die verbruiker op die einde van die dag, as jy wil bemark, wil weet, wat het hierdie dier gekry, jy weet, so bemark. Beskerm, jy moet jou kudde beskerm, as hulle wil wegry, of om die blok wil gaan ry op iemand anders, te se Hilux. Ook banke, finansiering, so bank, is weer 'n B. As jy kan bewys, dit is my 100 Bonsmara koeie, dan het ek 'n bate, wat weer 'n B is, wat dan vir die bank kan sê, maar ek het, dis my diere, en ek gaan hulle gebruik as 'n, wat ook 'n collateral, 'n ander woord, weet ek nie, Afrikaans. Collateral. Ja, collateral, vir my lening wat ek wil vat, jy weet, so, en dan, het ek die laaste een is 'n bietjie moeilik, beweiding, so as jy wil jou veiding bestuur doen, beweiding, dan is ligging ID dalk belangrik, maar wat nou nie direk gekoppel is aan die scan nie. Maar so as jy op die einde van met beeste wil boer, dan is jy 'n klomp bees nodig, ja. So dis my storie, ja. Dit is actually, ek wil amper sê ons kan net daar stop, nee. Dit is Ja, so nee, mooi, dit is so een mooi hele saamgevat. Ons werk so, ons net so 'n bietjie uitpak op die bees. Maar Alex, ek wil nie voor jy nou iets sê, maar dit klink vir my beheer hierso is amper die hartjie van al hierdie bees. Jacques, dit is baie waar wat Annie en Jan gesê het, dit gaan oor data. Data is wat vandag se lewe bestuur. As jy nie data het nie, gaan jy nie presteer nie. As jy nie data het nie, gaan jy nie kan verkoop nie. As jy nie data het nie, gaan jy nie kan bemark nie. Uit 'n boer se oogpunt uit is dit baie maklik om te vergeet van hierdie klein goedjies, om nie data bymekaar te maak, veral in die stoetbedryf. As jy jou teelwaarde wil bemark, gaan jy data moet hê. Nou dieselfde met die back and closure, die naspeurbaarheid van jou diere. Waartoe gaan jou diere nadat dit geslag is? Word dit uitgevoer? Word dit lokaal bemark? Al daai goeders gaan data benodig. En ons het nou gesien die ID scan is geïntegreer met heelwat van hierdie derde party ek wil sê rolspelers wat data insamel. En saam met daai kan ons naspeurbaarheid so ver as wat die teeling gaan naspeur, die location van die dier en waartoe die dier gaan. Dit maak dit alles net soveel bemarkbaar. Ja, so dit is baie belangrik om daarna te kyk. Ek dink wat jy weer gesê het, en wat as ons 'n B daaraan kan koppel, is 'n bewys. Jy moet alles kan bewys dat regtig dit die waarheid is. Ja. Ja, so ek wil amper sê dit is vir my fascinerend eintlik. Want weer eens, ek wil sê maar as ek twee moet uitlig, is daar wel natuurlik bewysbaar, maar beheer. Waar beweeg wie en wat? Wie beweeg daar? En dan alles trek terug na bemarking toe, want ergens moet hoekom doen ons dit? Om 'n goeie stuk produk te kan verkoop, te kan uitvoer, maar baie belangrik, jy sit met 'n verbruiker wat ons het verlede week by 'n kongres weer wat weet hierdie Gen Z's, die nuwe generasie het 'n heeltemal ander manier van ja, my vleis is lekker, maar ek wil weet is die bees nou opgepas en was hy mooi behandel en nee. So daai is vir my beheer en bemarking amper som dit op. Ja. Wat is ons het gepraat van diefstal natuurlik. Daar gaan dit weer oor bewys in 'n Suid-Afrikaanse konteks. So ek wil sê as ons na al die bees kyk, wat is as ons 'n 80-20 kan doen op die bees? Die bees. Wat is die 2 of die 3 goed wat krities is in Suid-Afrikaanse konteks? Ek dink die identifikasie is belangrik. Dis nou ongelukkig nie moet begin met 'n B nie, maar ek dink dit is krities belangrik vir ons om te weet wie is wie in hierdie hele prentjie. En ek dink sommer so vinnig, jy weet, so, maar ek dink identifikasie is baie belangrik en as jy enige bestuur wil toepas en ek kyk nou weer van die boer se kant af, as jy nie weet wie is wie nie, gaan jy ook nie kan bestuur nie. En as jy nie kan bestuur nie, gaan jy nie op 'n baie goeie produk kan bemark nie. Jy weet, so ek dink dit is identifikasie en identifikasie is so 'n belangrike ding. Ons het dit in die verlede ook gesien. As jy nie weet wie se bees is dit nie of watter bees is watter bees nie, want
Dan kyk die ou so en sê nee, maar hy weet nou nie of dit daai in se kalf is of daai in se kalf is nie, of wie is nou daai? Maar hy lyk soos daai koei lyk soos daai in se ma of wat ook al, dan begin jy, dan is jy geskroef. Ek wil amper, as ek mag, nog daar ook aan vul, en dit is dat die identifikasie, soos Jan sê, is verskriklik belangrik, maar daai kan byvoorbeeld wegraak of verander word. Nou is die hele identiteit wat jy op daai bees gebou het, is skielik weg, of ek het verkeerd. En as ons nog bietjie gesondheid daarbey inbring, kom ons praat van 'n back and close seer, of ons praat van 'n brucellose besmettelike misgeboorte. Dit is so krities dat ons hom reg kan identifiseer, en nou verwys ek nie net na 'n oorplaatjie nie, want daai oorplaatjie kan uitkom, of ek kan hom afsny, of ek kan hom verloor. Nou moes ek daai koei geïdentifiseer het, of die dier, nou kan ek nie. So, dit gaan oor permanente identifikasie. En van die mense kan dalk sê, brand is ook 'n permanente identifikasie, maar hy kan nog steeds verander word. Hy kan nog steeds meer, mag ek die term gebruik, beter word. Ja, so, en ons sien dit ook, ek is betrokke, Jan is betrokke by navorsing, ek self staan op die slaglyn en dan moet ek oornommers neerskryf van 200 diere of soiets. Ek maak 'n fout. Jy weet, van 211 skryf ek 112 of soiets. So, en nie moetswillig, dit is net natuur. So waar permanente identifikasie of identifikasie wat ons makliker met tegnologie kan koppel, vat dit weg. Hoekom ek wil vinnig daar stil staan? Jy weet, en ek wil sê dit vanselfsprekend 'n brandmerk was, jy weet, jy's daar in die middel van nêrens 100 jaar gelede, dit maak sin. Nee, en niemand gaan nou te veel Peter daar nie. Voel vir my wetgewing het 'n bietjie stil gestaan wat die aanpassing van om nuwe tegnologie te integreer. Is dit 'n Suid-Afrikaanse probleem of is dit 'n wêreldwyd waar, want ek bedoel wetgewing soos nou, hoekom het ons nog steeds oorplaatjies? Hoekom is nog steeds 'n tatoeëermerk binne in die oor as jy net die oor kan afsny of die plaatjie verwyder of die brandmerk met hom kan Peter? Ek dink ek sal daarby bylas is ek dink daar's 'n gaping gewees. Daar's nie 'n alternatief gewees nie. Dit is ons is geleer daar's 'n brandmerk. Ons het geleer jy as boer gebruik jou tag om jou diere se data bymekaar te maak. Maar daar was nie alternatiewe metodes gewees om dit te kan doen nie. En nou met nuwe tegnologie wat vorendag gekom het, is daar nou nuwe en alternatiewe maniere om 'n dier te identifiseer. Ek dink nou kan 'n mens begin kyk na hoe kan 'n mens in 'n rigting beweeg om wetgewing te kan verander. Dit gaan 'n baie lang proses wees, maar nou is daar 'n alternatief om na te kyk. Ek wil sê, is dit op sigself een van julle grootste geleenthede en 'n struikelblok is die wetgewing wat stadig aanpas? Ja, dit is 'n groot struikelblok, maar ek wil nie sê dit is so een wat ons gaan stilhou nie. Ons gaan boere hê wat saam op die perdjie gaan spring en die pad vorentoe saam met tegnologie gaan groei, saam met die data gaan groei, bemarkingsbene oopmaak vir hulle wat nooit van tevore oop was. Ek wou sê dis nie 'n grudge purchase, jy gaan amper van grudge purchase na verkoopgeleentheid, daai bemarkingsgeleentheid. So daar's 'n geleentheid vir boere om te sê, hulle spring of saam met ons of teen ons. Ons sal later kyk na die wet daarvan. Dit gaan oor bewys wat jy het. Dit is alwaartoe ons wil beweeg. Ek dink wêreld, jy het gevra hoe lyk ons in die wêreld? Ek dink die wêreld is bietjie anders seker as ons in die suidelike halfronde. Hulle het nie daai veiligheidsaspek, so hulle dink nie eens daaroor nie. So daai was nog nooit 'n behoefte vir hulle wat ons wel en baie moet oordink oor die veiligheids wat groot in realiteit is. Maar dit maak nie dat die res soos wat jy gesê het nie van toepassing is. So ons het eintlik baie toepassings vir goeie identifikasie en permanente identifikasie. Dit is weer kom terug na die bees toe. Ja, nee. So ek wil 'n ding wat ek wil net voor ek vergeet, ek wil weet jy's oor gras. Ek dink nou weer as ons kyk na data, weer wat doen die bees? So nou ons werksplek is waar is die bees? Jy weet of ek moet kan bewys dis my bees. Dis die fondasie vir nou. Maar nou gaan ons oor na ek wil amper sê voor en na die tyd. Hy het hierdie tipe medisyne gekry of hierdie tipe gras en so aan. Ja, so ek dink, ek wil net terugkom na die vorige gesprek. Ek dink ons moet nie tegnologie weggooi nie. Dit is absoluut die ding vir die toekoms, die tegnologie. Ons moet daai tegnologie vat en met dit hardloop en dis hoekom ID scan, ek dink het 'n goue standaard wat hulle daar begin stel vir die industrie, want met hulle tegnologie. En die boere wat ek oor die jare mee gewerk het, as jy vir die boer sê, hier's 'n nuwe ding of jy moet betaal vir die nuwe ding. Dan as jy vir hulle sê betaal 2 sent op 'n liter melk, want ons is besig met die navorsing, is hulle glad
glad nie. Daar's nie 'n manier nie, want ek kan nie die einde van die jaar 'n nuwe Land Cruiser koop nie, want jy gaan my nou arm maak. Maar ek dink wat ons moet doen, en wat julle klaar doen, is implementeer die tegnologie. Die ou gaan nou agterkom, sy buurman het iets wat hy nie het nie. 2 Land Cruisers. Omdat hy die Dit het dalk 'n jaar langer gevat, maar hy het hulle nou. Ja, so is hy gaan gou, so in my gevoel met oor die jare met die boere, as jy vir hom sê, doen dit, dan wil hy dit nie doen nie. Kyk, is maar 'n klomp harde koppe van die boere ook, hulle is nie goeie boere vir niks nie, is omdat hulle sterk persoonlikhede het en hulle het 'n wil van hulle eie, maar as hy agterkom, daar's iets wat my buurman beter nou doen as gevolg van die tegnologie, dan skakel hulle gou in, jy weet, so dit is 'n ding wat belangrik is, wat gaan belangrik raak in die toekoms, en ek dink dit is, ek haal my hoed vir julle af, want dit is nie 'n maklike mark om in te kom nie, maar as jy eers jou voet in het en hy werk, dan gaan hulle gou begin. Ja, ek wil miskien nog, ekskuus Jan, Ja, nee, as ek ook net daarbey kan aansluit, ek is nie self 'n boer nie, maar kom van 'n boer en alles, en ek gaan jou nou 'n gevalle studie daarvan sê. Ek dink as die boere miskien net anders na dit kan kyk, en nie dat dit 'n moed is of 'n sweep wat geslaan word, jy moet nou daar. Ek hoop 'n mens kan dit regkry dat hulle anders daarna kyk. As ons net na die data kyk en hoe akkuraat jou data is, gaan dit sy boerdery winsgewend maak, meer winsgewend. Ek sê dit uit en uit, prontuit. Hier kom my gevalle studie. Ek het op 'n plaas groot geword met 'n pa wat geen teelseisoen gehad het. En hy het ook nie die diere gemerk nie. En hy sê nie, ek ken hulle almal. En dit is hoe, hy het hulle geken. Maar dit is oudheid, waar as jy teelseisoen of jy neem rekords, wanneer het sy gekalf, hoe lank het sy gevat tot sy weer dragtig geword het. Ewe skielik sê, sy loop 4 maande sonder dat sy produksie toon vir die boer. Sy is nie so goeie koei nie, so ek moet daar plan met haar maak. Ja. So as ek nie daai tegnologie, way back then, 20, 30 jaar gelede, van 'n oorpaadjie gebruik het, of haar permanente identifiseer, daai permanent identifiseer, dan het ek baie onproduktiewe diere gehad. So nou is die tegnologie heel wat beter. En ek dink daar's baie boere nog daar buitekant, as hulle begin sien wat se onproduktiewe diere op hulle plaas is of iets, en ons begin dit uitskakel, dan is dit nie meer 'n kwessie van, ek moet of iemand slaan my, ek moet hierby aanpas, maar ek kan actually meer geld maak, en my bankbestuurder is gelukkiger. Nee, ek dink dit is 'n baie goeie punt om te maak, net weer terug op die data van dit is, as jy nie jou data trace nie, dan boer jy agteruit. Ag, net 'n vinnige voorbeeld is jou silindriese koeie. Die hoeveelheid vleis wat jy verloor op 'n silindriese koei is ongelooflik. En as jy nie daai data deurtrek nie weet van watter ma afkom die bees, wie is die ouer, wie was die bil wat gedek het, al daai data gebruik nie. Jy boer so vinnig agteruit dat jy jouself uit die mark uit boer. Alex, as ek nog daar verder kan aansluit en weer gevalle studie. Ons weet nou al in die voerkraal, as ons kan weet die primêre produsent, die tipe bil, watse bil, entings, proteïene wat gegee is tydens dragtigheid en so, dit alles het 'n impak op die produksie in die voerkraal. So die marges is so nou in die voerkraal dat ons wil produsente, as ek sê ons, dan praat ek nou uit die voerkraal se hoogtepunt, wil weet hoe goed is dit bestuur, nie om sleg en goed te hê nie, maar om risiko's te bestuur uit 'n voerkraal se hoogtepunt. Maar dis weer 'n geleentheid vir die primêre produsent, as hy alles reg doen, en ons praat die hele tyd hier van naspeurbaarheid. As ek vir die mark, wat nou die voerkraal is, kan bewys, hoe goed het ek my koei bestuur, of my kalf, of my wat, en dit is vir hom beter in terme van gesondheid, produksie, dan is mos my kalf meer werd. So, en ek dink dis waar byvoorbeeld hierdie waardes nou begin terugkom. Dit gaan nie oor 'n premie, hy gaan nie nou 'n premie kry nie, maar sy kalf gaan meer waardevol wees, want in die mark is daar minder risiko aan daai kalf verbond. En dis waar hierdie permanente, ons het nou nog gedefinieer wat permanent is, identifikasie so belangrik, want dit kan nie gepeter word nie. So as jy as 'n boer sê, waar boer jy, waar die kalf, wat se inspuitings, en ek as 'n voerkraal koop dit en ek weet dit, dan kan ek mos my risiko's nou bepaal en sê, wat is die waarde van daai kalf? So ek staan gou daar stil, Andy. So die hele ding van die voerkraal wat, die beespoed, dis die kliënt. Ja. Dis die ou wat die cheque skryf op einde van die dag. Hoe kyk julle daaraan? Ek wil amper sê my vraag sluit aan, selfs toe ons nou oor die banke praat, dit voel vir my selfs die versekeraars, dit moet amper 'n top-down wees. Dis amper vir my, ek sit nou hardop en dink, wat sal 'n goeie bemarkingsstrategie vir 'n bank wees, se agrihoof? Dryf hierdie tipe tegnologie.
Want dis tot jou voordeel as 'n bank. Jy gaan meer geld kan uitleen, want dis tog hoekom jy daar is. Versekeraar, ek gaan my risiko verminder om jou, ek kan jou premie afbring. En dan ultimately kan ek 'n premie vir my vleis kry. Maar nou ek wil jou op die spot speel. Hoe kyk julle daarna? Is dit iets wat julle daadwerklik daai premie bring om te sê, boys, as bring jou permanente identifikasie wat tegnologies gedryf is en ek gee jou ekstra 3% vir jou vleis. So ek wil nie die woord premie gebruik, want dan raak dit baie vinnig dat jy geregtig is op dit. Ek verstaan. So ek wil eerder dit benader uit 'n waardeperspektief. So wat ons in die voerkale sien is dat ons weet wat se primêre produsent se kalf meer vir ons werd is. En daai waarde word bepaal uit groei uit en word bepaal uit gesondheid of die koste om daai groei te kry. Nou dit gee vir my die waarde. So as ek 'n primêre produsent het wat ek mee, net as 'n hipotese, sukkel en sy beeste word siek of hulle groei nie, dan het daai kalf mos nie meer so 'n waarde nie. En dit is alles deur hierdie naspeurbaarheid wat ek dit weet. So ek kan teruggaan na daai primêre produsent en vir hom sê, ek gebruik jou voorbeeld, jou koeie moet jy miskien bietjie anders sit, ander bulle gebruik, kruisstelling, die inligting is alles daar buitekant. En so help ek hom om vir hom die bankbestuurder weg te. Maar om terug te kom na jou vraag, ja, ons kyk in die intensiewe wêreld, want ons marges is so klein dat dis nou 'n wetenskap. Dis nie meer in die ou dae, 30 jaar gelede kon jy enige kalf met enige voer en jy het geld gemaak. Dit is nie meer so nie. So die naspeurbaarheid of die tegnologie wat ons gebruik om die hele waardeketting te verbeter, om vir almal geld te maak. En dit is waaroor dit gaan. Want daai voerkal is maar eintlik 'n nageslagtoetsentrum. En hy kan die inligting teruggee na die primêre produsent, uit 'n gesondheidsoogpunt, uit 'n produksieoogpunt, wat ook al. En hy gebruik dit weer om weer sy vleis te bemark, om te kan sê, presies waar kom hy vandaan, jy kan maar hierdie vleis eet, dit is veilig, uit 'n voedingsoogpunt, uit 'n gesondheidsoogpunt, ensovoorts. So ek dink aan die beesgenootskappe. Is daar, en jy moet sê, ek weet of ons mag nie, maar seker, wat se beesgenootskappe staan uit wat dit aanbetref? So ek wil nie iemand uitsit nie, die teelersgenootskappe, daar seker wie se beeste beter in die voerkal presteer as ander. En ek dink waar die teelersgenootskappe verskil kan maak is om die regte bulle te promoveer, te bewys dat dit hulle praat ons van SP, stadboek proper, dat dit 'n volbloed bul is, eerder dit te gebruik as byvoorbeeld kruisbulle of so iets, want dit is weer eens goed vir die primêre en vir die voerkal. So ek wil nie sê daar's 'n spesifieke beesteelersgenootskap wat al dit, jy weet, wat hom uitstaan. Maar as hy môre ID scan begin, as 'n voorbeeld, en dit gaan 'n helse verskil maak. Absoluut. So daar's weer uit 'n bemarkings, maar nie bemarking nie, dit gaan oor data, dit gaan oor bestuur van. Absoluut. Presies. So, ekskuus, en die gaan aan. Nee, ek het nou te veel gepraat. So, hulle kan dit gebruik om hulle eie teel of hulle eie dier of breed te promoveer. Maar dan het hulle permanente identifikasie nodig om dit te ondersteun, want data is mos maar wat dit ondersteun. Ja. Ekskuus. So, nee, ek dink net weer van die ander kant af. So, ek is nou nie betrokke by die voerkraal nie, maar by klein boere en kommunale boere, want ek is betrokke by Herding for Hope van Jacques van Rooyen. Herding for Hope, sy naam het nou verander na Reherd Africa toe. En so daar is die benadering bietjie anderster, maar dit gaan ook oor identifikasie, dis ook belangrik. Jy sal nie glo nie, in die noorde van Botswana, in die pypsteel van die delta, loop daar duisende beeste wat niemand weet wie se beest dit is nie. En dis 'n probleem, back and claw risiko, dit is allerlei siekte risiko's, en dis leeukos. Dit is die leeu's eet dit en eet hulle. Maar die bees het net weggehardloop op 'n stadium en hy's nou ver van sy dorpie af, van sy village af, en niemand weet meer wie se bees dit is nie. En jy sien daai van daai beeste het kalvers by hulle, so hulle gaan maar aan so semi-wille diere. Maar jy het genoem van die banke en bewyse en boere. So wat ek het vanoggend met Dr. Anthony Davis gepraat van Humansdorp, en ons werk aan 'n program om risiko-identifikasie te vergemaklik, so om risiko's te identifiseer op plase, en is meestal nou waar ek werk, meestal kommunale plase. En toe sê ek vir hom, ek kom vandag na ID scan, na hierdie bespreking toe sê hy vir my, dit is wat ons nodig het. En hy biosekuriteit ook. Ja, en ook van die banke se kant af. So
So ons weet, en Andy sal weet, en julle sal almal weet, van die baie klein boere, kry 'n stuk grond, en hy het 'n paar beeste, maar dan sit 'n flop. Jy moet eintlik daai kudde bestuur, en eintlik moet die bank, dit moet 'n top-down wees, dit moet die banke moet sê, as jy grond kry, en jy kry 100 beeste, dan moet jy risiko-identifikasie doen, risikobestuur doen, maar die belangrikste is, jou diere moet geïdentifiseer wees, dat ons weet, Piet het soveel koeie, en Koos het soveel koeie, en dit is sy koeie daai, weet, en dan begin jou groter program, die groter ID-scan program begin dan inkom, want die kern is die identifikasie, maar dan bou jy, soos Andy ook gesê het, behandeling, bestuur, bulle, wat ook al. Dit kom nou alles by, want nou kom dit saamgetrek in die kern, maar die kern is, as jy nie weet wie is wie nie, dan gaan jy afval, dis lukraak, dit is los drade. So, as jy risiko wil bestuur, en risiko identifikasie en bestuur, en die voerkrale is baie ver voor ons, want hulle werk met baie geld, en met baie diere intensief. En so sê, in lae marges, nee, Ja, jy kan nie bekostig nee, om rond te neem met lae marges. Analise doen, hulle moet weet presies waar verloor hulle geld, en ek sien in die kommersiële kant, in die boere wat van die gras af vleis produseer, en veral die klein boere, is baie blasé, is weer 'n B, ja, my kalfpersentasie is 30% of 20%, maar ek het daarom beeste, ek het kalvers, ek is baie bly, ek het kalvers, maar 20% maak jy eintlik net droog, so Slaap nie jou been nie. ja, is 'n D, is nie 'n B nie. Ja, so ek dink vir identifikasie kan jy, en dis eintlik ons hele idee om ook met die banke te onderhandel, sê maar weet jy wat, ons kan die diere daar identifiseer op 'n maklike manier, en ons kan help met die bestuur en risiko-identifikasie. Net vir interessantheid, 'n bietjie geskiedenis, toe ek 'n oupie student was in die 80s, toe was daar in my klas Gerard Pitter, wat nou in Engeland is, sy pa was 'n brigadier in die polisie, en hy het begin daai tyd met neusafdrukke op beeste, waar ons nog ink gevat het, en op papier gesit het, en dan druk jy, nou jy's vol ink, die beeste is vol ink, en jou papier is net so, En 'n helse inkrekening. ja, en dis hoekom ek, toe ek van julle ding hoor, toe sê ek maar, daar is die sirkel nou voltooi. Ons het begin as studente, ons het met zootechnologiese beeste probeer, om vingerafdrukke soos mense te vat, maar op die neuse, met dieselfde tegniek, want sy pa was 'n brigadier in die polisie, en toe hoor ek by Isias en by jou, dat hulle het eintlik lank voor dit, ek het gedog, ons is uniek, maar toe die ander mense dit al voor dit gedoen, weet so. Ja. Maar nou is dis die oplossing, as jy met jou foon dit kan doen, weer tegnologie, dan is jy reg. So wat is, Alex, in terme van die banke, weet, kom jy ouens na die party toe, wil ek sê, verstaan hulle wat die geleentheid hier is? Ja, hulle is gretig om in die bedryf in te kom, maar soos enige nuwe ding, trap almal maar versigtig, kyk waartoe gaan dit, dit gaan oor, as jy as klein boer, kommunale boer, wil geld hê om jou boerdery verder te vat, kommersieel te begin raak. Ons het paar boere wat die versekering been dadelik aangegryp het vir die feit dat hulle finansiering kan kry laterand. So daar's 'n groot vraag in die bedryf. Ek vat dit myself, as ek my 500 beeste as kollateraal kan opsit, en dan kry ek net my 300 000 rand vir 'n goeie teelbul, en ek kan my genetika soveel verbeter, en my ekstra 10-20 kg per speenkalf kan bysit, is dit die moeite werd vir my om die ekstra paar rand vir die versekering. Die versekering dek jou vir baie meer as wat net jou transito en back and claw en so aan. Dit het 'n wye spektrum van, jou diere is veilig, jy het jou kollateraal wat daarso is, en jy het jou finansiering. So ek dink hy maak mooi die sirkel toe. Wat beteken dit? Ek wil terugkom na die kalfpersentasie, wat vir my interessant is, en ek wil terugkom na die bees toe. Ek gaan nou in terme van kostes daaraan. Wat is die implikasie om 'n kalfpersentasie van 20% na 30% te vat op die Suid-Afrikaanse ekonomie, as ek juist dink aan die ek wil sê klein boere? Verstaan die ouens wat dit beteken? Ek dink nie hulle verstaan nie. Nee, ek dink nie hulle verstaan nie. Ek dink dit is, en jy kan ook van jou landbou agtergrond inmeng en jou inset te gee, en die vir jou ook, maar ek dink nie hulle besef dit nie. Jy weet, ek dink net, daar is 'n kalf, en is maar net te dankbaar dat daar is 'n kalf gebore,
en daar's so wat. So ek dink die voeding en die bestuur is ook van so oorbeweiding, swak mineraal lek aanvulling, swak water, wat ook al, dat eintlik ek het gisteraand met Dr. Doug Bruce in Harare gepraat, want ons werk ook saam met hom in Zimbabwe. Die kalfpersentasie sê hy vir my, daar is maar dieselfde, want dit is so oorbewei en dit is eintlik 'n wonderwerk dat daar nog kalvers gebore word. Dit is eintlik ek dink die ou is so bly as hy 20% kry, dat is 'n Kersgeskenk, want die diere is maar, die diere kry swaar, weet dit is maar net 'n bonus as jy 20 kry, maar hy besef nie dat hy kan eintlik 80% kry of 90 kry as hy dit net beter bestuur. Maar die bestuurkant val deur die mat, tussen die planke deur, want niemand gee eintlik om nie. Dus die beeste is belangrik, maar die beeste is ook nie belangrik nie. Hulle dis 'n statussimbool en dis 'n bank op bene, maar verder hulle moet maar op hulle eie aan. Maar weer eens om dit daar nie verstaan nie wat dit beteken as ek in rand en sent dan as ek 'n ekstra. Ek wil nou net sê dit jy raak nou, jy slaan die spyker op die kop. Dit is om vir iemand te vertel, sit jou ekstra R100 by elke bees elke jaar. Hulle staan terug en sê, hoekom? Dis ekstra uitgawes. Maar wys hom die hele sommetjie. Sê vir hom, jy verloor R2 miljoen 'n jaar, omdat jy nie R100 per bees wil bysit. Dis wanneer die boere, al is dit nou hoe groot, hoe klein, en julle sê nou net julle werk op klein marges. Dis so in enige bedryf, veral in boerdery. As jy nie gaan uithaal en insit nie, gaan jy definitief die vrugte daarvan pluk nie. En die boere kyk nie daarna nie. Ek weet daar's baie goeders in die bedryf wat sê, gebruik die volgende, dit gaan jou soveel beter help. Dit spuit die volgende ding, is 10 keer beter as die vorige ding. Doen jou navorsing, ek sê nie volg dit blindelings nie, maar doen jou sommetjies ook. Kyk waar spaar jy? Dis jou belangrikste. Met jou versekeringspremies, hoeveel kom dit af? As jy die scan doen, of jou geleentheid wat jy kry om finansiering te kry. Hoeveel geld kan jy in jou boerdery nou instoot? Waar meeste van die boere het nie kapitale bedryfsgeld nie. Vrugbaarheid is jou grootste ekonomiese faktor in 'n beesboerdery. So as jy dit kan aanspreek, net die een, nie as die ander nie. En dis nou jou kalfpersentasie, hoe druk jy hom? Exactly. Dan maak jy groot verskil in jou ekonomiese boerdery, in jou bedryf, in jou wins en verlies. Hoe is ons in terme van om die kalfpersentasie, ons groot kommersiële boere, wat hardloop hulle? As hierdie ander ouens op 20-30%, wat is ons ouens? So in die gemiddeld wat ons in Suid-Afrika sien is baie laag. Rarig. Baie laag. Dis hele Suid-Afrika. Wat 'n opwindende vooruitsig, ja, maar as jy sê dis 95% ish, jy weet, dis so half ons is reeds dan daar. So dit is die totale Suid-Afrika, dan die kommersiële boer is bietjie opper. So hy is hier by 65. Pragtig. Ja, wat nog steeds en hoe vergelyk ons met die res van die wêreld? Nee, en dan die topboere is seker by 85, wat ook eintlik, dis goed. Maar dis die uitsondering op Ja, die reël. so ek dink amper, Jan, jy moet hier sê, maar my eie opinie is, as jy nie hier rondom die 80 is, dan kan jy maar ook wel boer. Rarig. Ja. Jy moet kalvers hê, jy moet nageslag hê wat jy gaan verkoop, of weer terugsit in jou game, maar as dit hier by die 60-70 rond is, jy het 'n opwaartse stryd, met al die koste, wat ook altyd Wat opgaan, en ek wil ons weer eens die ouens kon daarmee wegkom in die verlede, en ek sien dit nou natuurlik met skaap ook, ek dink aan DSS van BKB nou, dieselfde ding, weet, skaapboer, ek het eendag ek vra vir Isak Staats, hoekom nou hierdie tegnologie, hy sê, want dit was, skaapboerdery was maklik. Ja. Was maklik. Ja. Nou sê dit is die vinnigste, weet, dis weer daai, wat is die grappie mos van, hoe word jy miljonair, jy vat jou 2 miljoen rand en Sit dit in skaap. sit dit in skaap en boer tot jy miljoene. Jy weet. Ja. Maar die voordeel weer daarvan dat ons nie negatief is nie, is omdat ons so aan die laer kant is, daar's baie geleentheid. En dis nie dat ons nog iets moet uitvind om dit te verbeter. Ek dink die kennis is daar. Hierdie naspeurbaarheid of permanente is maar 'n tool, as ek daai term mag gebruik, is 'n gereedskap om dit. So daar's baie geleentheid. En nie net, jy het ook gevra van die makro-ekonomie, die groter Suid-Afrika, as ons meer beeste beginde van 'n kalf kan produseer,
is dit vir die groter ekonomie soveel meer werd. En ons kan van 'n netto invoerder na 'n netto uitvoerder word. Obviously, dan moet nog baie dinge tussenin gebeur, maar dis die potensiaal. En ek dink dit is waarheen ons moet mik. So ek wil terugkom. Verstaan die regering die geleentheid? Jesus, ek dink nog nie so nie. Ja, dan ek Die wil ons geleentheid kan die is banke, daar. ek wil sê die banke, maar ek wil amper sê die privaat sektor, die beesboer verstaan. Ja. Die gemiddelde beesboer verstaan nie die geleentheid. Nee. So ek wil nie as hy dit nie verstaan nie, dan ek dink is afdraande. Ek wil nie op tone trap nie, ek wil nie woorde in mense se monde sit nie, maar niemand verstaan dit nie. Nie net die regering of net die boer nie. Al die rolspelers. Ons moet almal op dieselfde bladsy kry. Dit gaan oor data begin beweeg van een punt na 'n ander punt toe. Ons is net een skakel in die lyn. So al die skakels in die lyn gaan moet opgevoed raak oor waartoe kan ons gaan met ons bedryf. Waartoe kan ons gaan met ons uitvoere. Ons sit met van die beste genetika, van die beste boere in die land, in die wêreld. En Alex, as ek daar kan bysit, dit gaan nie net oor 'n boerdere leefstyl te hê, jy weet om buitekant in die natuur ensovoorts, maar dat dit 'n besigheid word en dat daar eintlik 'n verantwoordelikheid op 'n grondeienaar is om nie net te bestaan nie, maar om tot die groter industrie te. En ek dink as ons almal so kan dink, dan dink ek daar gaan ons kom by hierdie goeie konsepsiesyfers, kalfpersentasies, speenpersentasies, markte vir die uitvoer. Want jy het nou so gepraat van ons het goeie genetika en so. Die wêreld hou van ons vleis. Ja. Ons het goeie vleis. So die politiek ensovoorts speel nou 'n bietjie in die wiele, maar die genetika deur jare goed gedoen. Ons het verskriklik goeie genetika, die sisteme, hoe om hulle te identifiseer, hoe om hulle te teel, alles is in plek. Wat is, en dis 'n trick question, en ek is nie dalk so eenvoudig, want weer eens as ons terugkom na Jan jou bees, daar's so baie faktore om in ag te neem. Wat is ons grootste geleentheid as jy een ding pinpoint? Okay, diefstalvermindering, so ek dink dit is 'n gegewe, daar gat jou wins, en nou kan jy dit stop, of daai lekkende emmer stop, en dan kom ek haak vas by hierdie kalfpersentasie. Is dit ons twee grootste geleenthede? Die een is produksieverhoging, die ander een is Nie wegraak. Ja, verplasing van bate. Ek dink Hylax trips. Ons moet ook nie vergeet van ons verbruiker nie. Dit is baie belangrik, ons gebruikers op die oomblik, onthou ons produseer vir ons gebruikers. Dit is vir hulle belangrik om te weet wat hulle eet. Ek wil nou terugkom, want ek wil nou by jou supermarkte uitkom. Ja. Uit 'n bemarkingsoog. Ja. Miskien ek wou hierdie Nee, geen probleem. Dit gaan oor ons beweeg in 'n gesonder wêreld in. Die suikers raak minder. Die hormone raak minder. Al daai goeders word nou na gekyk. Die mense tel die pakkies op en begin lees wat staan op die pakkie. Hulle koop nie net blindelings nie. En ons as verskaffers moet daaraan begin voldoen. Ons moet vir ons verbruikers sê, okay, jy wou weet wat is hierdie stuk steak en waar kom die stuk steak vandaan? Kyk op die pakkie, scan 'n QR code, en jy weet jy's gesond. Jy weet wat jy eet. Dis nie net iets wat bymekaar geslaan is. Ek wil net een stap terug gaan. Ek dink van bo af word gekyk na hektaar. So dit gaan net oor oppervlakte. Grond moet geskei word soontoe. Maar ek dink dit beteken eintlik niks as jy grond het vir kilometers wat lyk soos die tafel nie. Weet, dit moet gaan oor produksie per hektaar, nie hektaar nie. Weet, en ek dink dit is waar 'n mindset of 'n verandering in denkpatrone moet plaasvind waar ons sê maar dit maak nie saak of ons hierso 100,000 hektaar het nie. As daai 100,000 hektaar swak bestuur is en dit lyk soos die tafel, dan is dit eintlik niks werd nie. Ja. Ons moet teruggaan en sê maar kom ons kyk holisties na die boerdery en begin by die grond en begin by die gras. En voerkraal is nou 'n bietjie anders dan, maar kom ons kyk na 'n ekstensiewe beesboerdery. Kom ons kyk na die grond, kyk na die gras en kyk na die beeste, kyk na die water en dan kyk ons holisties na dit en dan produksie per hektaar is dan ons parameter wat ons wil na kyk. En nie hektare. Ons gee vir jou 100 hektaar nie, maar 100 hektaar is dalk niks werd nie. So dis amper Jan wat ek hoor en wat my interessant is en ek sê vir my as ek verkeerd is, maar ek onthou ons het baie die afgelope paar jaar baie leen in ek wil sê graanboere met die podcast en so aan. So ek wil sê daar presisie landbou, high tech
En toe kom ek in die beeswêreld en ek kom agter maar is bietjie primitief hierso. Jy weet en ek bedoel dit nie lelik nie, maar daai presisie landbou mindset wat oorspoel nou na lewendawe toe. Dis skrikwekkend om te sien wat is graanboere bereid om te betaal om hulle tegnologie en hulle data te bevorder. Maar dan het sy 20 miljoen rand trekke. Die nuwe byvoorbeeld, jy weet. Maar daai selfde boer, as jy vir hom vra om dit vir sy beeste te doen, dan sit dit neer. Dan dit is asof hulle nie dit insien waar lê die potensiaal nie. As jy jou gras, ek gebruik dit drukbeweiding. Dit is nou dis 'n bestuursding nou weer. As jy net jou drukbeweiding of jou voerpatrone verbeter, hoe jy kan jou produksie per hektaar verbeter en jou grond, natuurlik jou grond op. Ja, want ek wil sê, want nou weer presisie landbou, wat is daai produksie per hektaar? Dis al wat saak maak. Absoluut. En dan wins per hektaar, alright, produksie per hektaar is heel waarskynlik kan dit vir hierdie gesprek kon ons dit maak wins per hektaar dalk, maar miskien dit is baie tegnies as ons nou dit wil ontrafel, maar wins per hektaar of produksie per hektaar. Anders te boer ons agteruit, anders te gaan ons nêrens kom nie, jy weet so. So wat is ek wil nou weet kom terug na die verbruiker toe in die supermarkte. Jy weet Suid-Afrika, so ons het daai ek wil sê hoe nou baie van die voerkrale wat natuurlik dis hang af hoe mense daarna kyk. Ek dink so 'n klein bietjie kontroversieel dat 'n voerkraal abattoir besit abattoir verkoop aan die supermark, nê. So waar kom die abattoirs in die mix in? Dis daai top down wat 'n supermark handelsmerk sê dis weet hulle kyk daarna om te sê daai naspeurbaarheid. En ultimately dit gaan oor wat is die prys wat hulle dit kan verkoop daarso. Ek wil dit filter af na julle toe, na abattoir toe, na julle toe na die kommersiële beesboer. So wat gebeur daar bo met die supermarkte en hoe kyk hulle na hierdie dinge? So op die einde ek wil dit amper saamvat as ek een woord mag gebruik, dan is dit risikobestuur. So die supermarkte en die retail, hulle bestuur ook risiko. Hulle is die mense of die identiteit wat naaste aan die verbruiker is. So hy moet ook sy risiko bestuur in terme van kwaliteit en natuurlik ook gesondheidsbesmetting soos met patogeniese organismes, salmonella en julle ken listeriose en al daai dinge wat in die nuus was. So hy het daai risiko. So hy bring dit af na volgende is die slagpale toe. So al het voerkrale hulle eie slagpale, hulle het nog steeds onafhanklike vleisinspekteurs byvoorbeeld. So hulle mag nie vleisinspekteurs hê wat vir daai maatskappy werk om dit byvoorbeeld te kyk. Kyk jy verder na speurbaar, die tegnologie is al so gevorder daar. So hulle kan kyk na hoe lank nadat die dier uitgesit is daar sekere prosesse gebeur, hoe koud was dit, wat is die pH byvoorbeeld van die karkasse. So ek wil amper sê die 21ste eeu skop in op daai vlak. So dit kan so goed gemonitor word en uitsonderings, dit het nie voldoen aan die protokol ensovoorts, want dit is wat die retailers, die groot maatskappye gebruik om te sorg dat die produk wat hulle nou weer by die voerkraal koop, aanvaarbaar is. Want dit is maar soos 'n aflosstokkie, hy vat dit nou by die voerkraal en hy gee dit nou aan vir die volgende een. En dan gebruik hulle al die dinge om risiko's te bestuur. Nou hy sê weer vir die voerkraal, dit moet nie 'n gestreste dier wees nie, daar moet sekere goed gebeur en hulle kan dit meet op die slagvloer. So wat ek amper wil sê is dis waar dit deurkom. Wat Alex gesê het, op die einde die verbruiker kan so ver gaan en net daai Q-code scan en dan kan hy alles sien, as hy wil. Wat was die karkas kwaai? As hy nou so opgelees is en hoe lank het dit gevat? Was hy lank genoeg in die yskas? Hoe lank het hy buite gehang voordat die yskas toe ensovoorts. So al daai tegniese detail. Ek wil dit saamvat en afsluit. Die bees. Daar's 'n waarde aan elkeen van hierdie stappe. En dit voel vir my amper dit is die geleentheid op sigself om met die opvoeding van die boer. Ja. Om dit daadwerklik te bestaan, bestuur, beheer, bemarking. Elkeen het 'n kostekomponent. En dit voel vir my want die ouens kyk nie so dan. As sien die R100 uitgaan per jaar. Ja. En ons weet ook ons het nou in die eerste episode ook gesels weet cruiser fine, maar net nie R4000 'n jaar blaas op. Ja. Georganiseerde landbou nie, whatever. Jy weet so is dit daadwerklik die geleentheid. Dis asof daai ekonomiese tekortkoming is of die kalkulasies wat ek sê op en van die dag. Ek sou wou sê ons daag die boere uit om bietjie vrae te vra. Hulle moet nie vashak om te sê dis wat ek gaan betaal nie. Dis wat kry ek uit? Dit moet die eintlike vraag wees.
baie boere vra dit, maar hulle vra dit verkeerd. So wat gee jy vir my? Ek gee niks vir jou nie, maar ek maak die wêreld vir jou oop. En dit is baie belangrik want ons Geld maak versus kostevermindering. ja, sê. Hoe sê my Jean-Pierre, jy kan jouself nie uit die stront uit spaar nie. So ek dink dit sal goed opgesom. Ja, sê. Jan, jou en ek wil net vinnig ook, jy het van die melkboere gepraat ook, die 2 sent op die liter en so aan. Wat net so terloops, wat gebeur daar met daai, jy weet ek wil sê met ons suiwelindustrie? So in die Oos-Kaap waar ek nou betrokke is in Humansdorp en Jeffreys Bay, is altyd lekker om by die see te werk, né? Lekker. As jy hier staan, dan is die see net daaronder. Maar in elk geval, ek dink 'n storie wat ek net vir julle wil vertel is nou gepubliseer in die Suid-Afrikaanse Veterinêre Joernaal waar ons gekyk het met die uitbraak van facial eczema, ons noem dit nou sporidesmin vergiftiging. Dit is 'n swam wat op die raaigras groei wat nou baie diere siek gemaak het ons aanvanklik alarm gemaak oor hierdie probleem. Ons het begin praat daaroor, maar ons het gesien daar's probleme. En aanvanklik het baie van die boere en selfs die veeartse gesê, maar julle jaag nou weer spooke op. En toe besluit ons nou maar, alright, as julle ons nie wil glo nie, dan gaan ons 'n finansiële studie doen op dit. En ons het toe nou met een van die finansiële spesialiste in die landbou by Tikkies saamgewerk en toe het ons een plaas gevat, want die probleem het skielik begin. So ons sal nou nie daarin ingaan ons dink hoe dit gebeur het nie, maar in elk geval, dit was op 'n lae slymerende vlak geweest en ewe skielik het hy begin erg raak. So daar was eintlik 'n beginpunt. So ons het een kudde gevat waar ons 'n klomp jare al sy data gevat het, sy melkproduksie oor 'n klomp jare om 'n gemiddeld of 'n agtergrond te kry en toe het ons met die uitbraak het ons dit vergelyk. En dit is die skrikwekkende deel is as jy dit uitwerk, ek en Anthony Davis het uitgewerk, toe sê ons maar is onmoontlik. Ons het 'n fout gemaak. Dis hoekom ons 'n finansiële ou gekry het om ook uit te werk. Ons het die boer en ek sê altyd vir die studente as jy 'n maalsom maak, dan raak dit gevaarlik. Ja. Want die boer het gemiddeld omtrent 3 liter per koei per dag verloor tydens die uitbraak, maal 6 maande, maal 800 koeie. So as jy dit begin maal, dan kom ons uit op 1,48 miljoen rand vir daai 6 maande wat hy verloor het. En ons het dit uitgewerk en ons het weer uitgewerk, want ons het gedink, dit kan nie so baie wees nie. En ons het tot die finansiële ouer het uitgewerk en hy het op dieselfde gekom, dieselfde bedrag. 1,5 miljoen wat jy verloor, wat jy vir 'n ordentlike Land Cruiser kan gekoop het. Cash. Want dit is, so wat hy verloor het, is eintlik van sy wins af, het hy dit verloor. Hy het nou 3 liter per koei per dag minder geproduseer, en daar gaan sy wins. En so hy kan nie beter salaris betaal vir sy werkers nie. Die koeie is 'n welsynsprobleem. Hulle het baie swaar gekry, die koeie, baie is geslag, baie is behandel, melk is weggegooi. Dis nie eers die back and claw nie. Na dit toe slaat die back and claw dieselfde boere. So die lang storie is kort gemaak is dat ons sien baie keer nie regtig hoe groot die probleem is nie. Jy sien hom, maar jy sien hom nie. Jy kyk, maar jy sien nie of jy besef nie hoe groot dit is nie tot jy met 'n spesialis sit en 'n finansiële ou sit en sê maar raas uit. En toe ons die rand en sent begin vir almal wys, toe sê hulle, "Joe, maar dis 'n probleem. Ons nou moet ons iets doen." En ek wil nou nie skinder nie, ek wil nou nie uit die huis uit skinder nie, maar net 'n interessante storie ook van hierdie wat vir my weer eens besef het hoe werk die boere baie keer hulle koppe. So ons begin net met die ding en sinkoksied weet ons werk baie effektief om die gifstof te neutraliseer in die darmkanaal. So ons het toe begin aanbeveel dat die boere sinkoksied vir die diere voer net tydens die probleem die somermaande. En daar's 'n klomp boere en ek ken hulle nou nie want ek is 'n buitestander. Ek werk maar deur Anthony Davis, die plaaslike veearts. Toe het 'n klomp boere gesê, maar dit is nie 'n probleem nie, julle jaag spooke op en dit is nie so belangrik nie. En toe kom ons agter, maar hier is die ouens wat gesê het ons lieg. Hulle het ook probleme.
En toe sê ek vir Anthony, gaan bietjie koöperasie toe. Dan vra jy vir hulle, wie koop almal sinkoksied in tonne maat? Wragtig van die ouens wat gesê het, julle lieg. Hy koop dit agteraf. So, hy wou toe nou nie sê, jammer, ek het 'n fout gemaak nie. Ek het 'n fout gemaak nie. Hy gaan net stil weg en hy koop dit. Nou is die probleem nie heeltemal opgelos nie, maar bietjie minder. Maar hy het 'n fout gemaak om in die begin te veel te sê ons lieg. Maar toe gaan hy ook maar net koop dit by die koöperasie. Jy weet so, dit is maar net 'n voorbeeld. Ek dink ons moet baie van die ouens skop teen verandering, maar tot hy agterkom, nou verloor ek baie geld en dan kom hulle terug, jy weet so. Ja, en ek wil sê weer, hierso is asof ekonomiese gevalle studies. Dis asof dit gaan oor nommers en dit gaan oor inkomste, dit gaan oor verkope. Yes. Dit moet die primêre fokus wees op die ja, van die dag. So. Jacques, ek sal sê bestuur en jy het 'n baie mooi woord gebruik wat ek baie ondersteun, presiese bestuur. So ek dink dit is dit. En dit kom terug na ons lae kalfpersentasie. Presies. Dit is by die geleentheid. Ja. Soos my pa, ek met alle respek, maar hy het nie presies gebestuur. Hy het bestuur, maar nie presies bestuur nie. Toe hy begin uitvind, okay, wat sy koeie staan actually 400 of 480 interkalfperiode, dis nie so goeie een nie. Verstaan jy? Maar ja, sy het elke jaar gekalf, maar sy het verskriklik lank gevat. Dis 'n lang jaar. So, maar met presiese bestuur, dan kan jy dit identifiseer. En die inligting is daar wat om te doen en dat dit die regte manier is. Maar nee, dankie, hierdie is fascinerend. Ek sien die tyd vlieg, nê. Hoe lank is dit nou al? Dis 50 minute. Ek kan nog lank gaan. Dis fascinerend hierdie. Annie, Jan, Alex, verskriklik dankie vir julle tyd. So ek sê is fascinerend en is weer eens, ek is 'n ewige optimis, maar hierdie maak my opgewonde. Ek is nie eers 'n beesboer, maar dit maak my opgewonde weer eens vir die impak wat dit op die Suid-Afrikaanse ekonomie kan hê en hy die steak is lekker en as hy nog lekkerder kan wees, hoekom nou nie? Dankie vir julle tyd. Baie dankie, Jacques. Dankie, Jacques.